het Louise die week van my geskryf, die Filistyne. Ons is in Filistyne. Ek het lekker gelag, Louise. Ja, verdra my, ons gaan nie ver vorder vandag nie, ons gaan so versie vir versie, woordjie vir woordjie. Ek het in Google ingetik, nederigheid, die woordjie nederigheid. En toe gooi hy vir my nogal baie interessant, 7 goed uit. 'n Mens wat nederig is, erken dat hy nie die beste in alles is nie. Hy sien ook sy foute raak. Hy erken wanneer hy verkeerd is. Hy is dankbaar vir wat hy het. Hy brag nie. Hy is considerate teenoor ander mense, in agneming, en hy waardeer ander. Nou, ons praat oor wees gelukkig. Baie mense, as jy vir hulle sou vra, wat sou jy nou sê is om gelukkig te wees in die lewe? Dan sal hulle vir jou sê, ek maak skool klaar, en ek gaan kry 'n geleerdheid na skool, en dan kry ek 'n werk, en dan trou ek met die man of die vrou van my lewe, en ons kry kinders, so nou is vakansie, en ons maak genoeg geld, en dan gaan ons dood. Is dit die lewe? Die Bybel sê, die pad na gelukkig wees, is baie interessant, en ons is nou vandag daar, is nederigheid. Want, as jy hoogmoedig is, waarborg dit, dat jy vertroebelde verhoudinge gaan hê. En as jy gelukkig wil wees, moet jy konflik vermy, so ver moontlik. Nederigheid is 'n sleutel om konflik te vermy. Nou, almal van ons ken mense in die lewe wat met almal beklei. Hulle moenie jou nou so maak nie, en moet ook nie na iemand kyk. Maar ons almal ken mense, hulle is gewoonlik, hulle is nie vandag hier nie. Maar wat beklei, as jy's versigtig vir hulle, want hulle lewe staan uit beklei. Nou ek wil inklim saam met jou in 'n Ou Testamentiese storie, wil jy met my verdra. Dis 'n ding wat al jare broei. Die spanning tussen Abel en Kain. Dit het begin toe Abel nie so sy broer en hulle pa in saaiboerdery belang gestel het nie, en vir hom 'n klompie skaap en 'n paar bokke gevang het om mee te boer. Daai jaar het als wild rondgeloop. Snags laat hy hulle in 'n takkraal slaap, bedags neem hy hulle die weiveld in. Kain se groot probleem met die boerdery van sy broertjie is dat hy geen nut daarvan kan insien nie. Dis nie as vir mense nie goed kan eet, soos hulle elke dag sy graan eet nie, want dit was nog in die tyd toe die mens nog nie die opdrag gehad het om ook diere te eet nie. Daarom is Abel se boerdery wat hom betref, dis nou Kain, 'n vermorsing van tyd en energie. Pleks dat die mannetjie liewer by my op die lande kom werk. Hy het al hoeveel keer by hulle ma gekla daaroor, maar sy wil niks van Abel weet nie, want hy is haar oogappel. En toe Abel op 'n dag uit die veld kom met 'n lekker wolvel mantel wat hy vir sy ma gemaak het, amper net soos die wat die Here vir Adam en Eva gegee het toe hulle uit die lieflike tuin geskop is, hierdie wolmantel wat sy ma gekry het hom skuins in die krop gesteek. Sien, jaloesie. Abel se nuutste plan om sy ma en pa te beïndruk, kom ook van sy boerdery af. Hy bring die laaste tyd vir hulle bokmelk na hulle grothuis. Sy pa en ma is albei baie opgewonde oor hierdie wit goed, maar hy nie. Nee, dankie. Hy het geproe daarvan en hy hou niks daarvan nie. En nou begin hulle pa ook belangstel om vir hom 'n paar bokke te kry.
Hy sê nie, hy het ook eers gedink, dis onsin. Maar toe hy die warm velkombers beleef, wat Abel vir sy ma gebring het hy van gedagte begin verander. Nie dat hy sy saaiboerdery ooit heeltemal gaan laat vaar nie, maar 'n paar slukke van daai warm bokmelk is darm lekker. Dis nou wat hulle pa kwyt geraak het. Nooit as te nimmer. Hy kan egter nie stry dat Abel 'n goeie veeboer is nie. Sy diere lyk goed, sy lammers is vet. Hulle word elke jaar meer. As dit met sy eie saaiboerdery net beter kon gaan, dan sou hy nie vies gewees het nie. Weereens jaloesie. Die koring wil die laaste tyd net nie mooi opkom nie, maar dis nie sy skuld nie, dis die reën wat nie op die regte tyd kom nie, en dan verbrand die koring in die son, en dan vreet die voeltjies en die bobbejane ook nog lustig daaraan. Dis die dat sy offer hierdie jaar nie wat wonders is nie. Hoe kan hy aan die Here 'n oordentlike offer bring as sy oes nie goed is nie? Hy stamp die koringkorrels verwoed met 'n harde stomp in 'n hol klip om meel te maak. Maar die korrels is nog nie droog genoeg nie en dit vorm 'n taai pasta. Dit sit vas aan die houtstomp. Hy vloek sommer. Dis so waar die laaste jaar dat hy 'n offer aan die Here bring. As die Here nie vir hom oordentlike reën kan gee nie, hoe kan hy vir die Here 'n oordentlike offer bring? Dan kan sy pa en ma maar kerm soos hulle wil, hy sal nie weer offer nie. Dis tog die Here wat moet reën gee, en as die Here nie saamwerk nie, kan hy nie 'n offer bring. Dis altyd iemand anders. Wat help al sy offers buitendien? Het dit goeie oes verseker? Het dit reën op die regte tyd gebring? Kyk hoe lyk sy koring. Kyk hoe treurig lyk sy meel as hy dit probeer maal. Dis 'n skande om die minste daarvan te sê, 'n skreiende skande. En terwyl Abel die hele dag loop en grinnik oor sy vet skape met sy dik wol, ag nee, dis die laaste keer dat hy offer. Kain gooi 'n handvol van hierdie klonte op die vuur van die altaar. Dit maak 'n dik rookwolk, sy oë brand. Toe hy vies terugstaan, toe hoor hy 'n stem. Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie, luister wat God al in Genesis vra. Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde lê en wag vir jou daar buite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers. Kain knip sy brandende oë, maar hy sien niks. Het hom verbeel. Hy skud sy kop en krap in die gloeiende kole op die altaar, maar hy sien steeds niks. Die swart klonte verbrande meel tussen die kole is al wat hy sien. Snaaks, dink hy. Was dit dalk die Here wat met my gepraat het? Maar hoekom het hy dan niks gesien nie? Hy kyk om, maar daar's niemand. Hy het hom seker verbeel. 'n Mens verbeel jou maklik allerlei dinge, en as jy wrevelrig en onvergenoegd is, dan nog te meer. Die offer het ook in elk geval ook nie gehelp om vrede in sy hart te bring nie. As 'n mens se gemoed nie goed is nie, en dinge loop net vir jou nie reg nie, is jy geneig om negatief en onvergenoegd te voel, en dan vind jy maklik fout met ander se doen en late, veral die mense wat naby jou is. En as jy so dikbek is, vra Abel, dit ook nog, dat sy irriterende broer nou hier verby moet kom. Dis my besigheid, los my uit, reageer Kain. Abel gaan staan botstil, sodat die skaap wat by hom is, teen hom vasloop, en verboureerd begin blær. Maak stil daai verdomde stinkende skaap van jou. Wat skree hy so in my ore? Abel ignoreer sy broer se ongevraagde opmerkings. Hy lig sy hand pleitend. Ek kan jou nie uitlos nie, ou boet. Ons is broers. Broers
broerse ding is, jy het jou rug op ons gedraai toe jy met hierdie gemors begin boer het. En hy mik en skop na die skaap, maar hy skop heel mis. Ek het jou niks gemaak nie. Waarom is jy kwaad? Ek het jou gesê, dis my besigheid. Loop voordat ek my hier meer verloor, sê Kain. Hoe kan ek loop en 'n offer aan die Here gaan bring, as dit so gaan tussen ons? Dis nie my probleem nie. Dis jy wat besluit het om jou eie ding te doen. Nou is Kain behoorlik kwaad. Hy gryp Abel aan die baard en trek hom nader, dat hulle neuse teen mekaar raak. En ek sê vandag vir jou, bewaar jou siel as ek ooit eendag een van daardie skape van jou in my lande kry. En hy stamp vir Abel weg, dat hy op sy sitvlak val. Moenie sê, ek het jou nie gewaarsku nie, sê hy nog 'n keer. Die onder ons sê, help nie om Kain se buite laat sak nie. Toe hy by sy lande kom, om verder te oes, kry hy 'n paar bobbejane lustig besig om sy koring in hulle kieste te stop. Hy verwilder hulle, maar die trop se groot mannetjie bog hom kwaai vir hom en gaan net 'n klein entjie van sy land af sit. Sodra hy sy rug draai, kom die bobbejaan nader. Uiteindelik kan Kain dit nie meer verduur nie. Hy storm op die bobbejaan en met die stomp waarmee hy nog steeds die koring gestamp het in sy hand, verwoed swaai hy die stomp na die bobbejaan mannetjie en hy tref hom teen die kant van die kop. Bewusteloos lê hy daar. Dit sal hom leer, brom Kain. Net toe kom Abel weer daar verby, van die altaar af. Hy steek by die bobbejaan vas en kyk dan na Kain. Moeilikheid met die kossteelers, vra hy, en glimlag vriendelik om die vrede te herstel. Moet ek nou my optrede teenoor jou verduidelik, vra Kain vererg. En vir wat staan en lag jy? Dis nie snaaks om te sien hoe mense koring opgevreet word nie. Ek lag nie omdat ek dink dit snaaks nie, verduidelik Abel sag. Ek het maar net probeer vriendelik wees, dis al. Vriendelikheid se voet. Ek het gesien hoe geniet jy dit om hierdie gediertes te sien wat my koring steur. Ek sal min verbaas wees as jy hulle hierheen gelok het, reageer Kain weer. Waar op aarde kom jy daaraan? Vir wat sal ek die nare goed hierheen lok? Moenie vir jou kom staan en onskuldig hou nie. Jy's lankal daarop uit om my net by te kom. Jy het vir pa en ma afgerokkel met hierdie wonderlike velkombers en bokmelk. Nou wil jy my ook nog in my koringland 'n leenaar kom maak. Voets ek van my land af. Nou is Kain regtig kwaad. Abel lig sy hand omhoog. Wag Kain, wag. Ek is glad nie hier om moeilikheid te maak nie. Jy gaan nou heeltemal in 'n verkeerde rigting. Nou wat staan jy hier en my in koggel? Gee pad van my land af, voor ek my ook vir jou vererg. Kain is buite homself van woede. Ja, en dan gaan jy my ook slaan met die stomp soos wat jy die bobbejaan doodgeslaan het. Abel gee 'n tree nader aan Kain en probeer weer vriendelik wees. Ek wil nie hê ons moet so uitmekaar uitgaan nie. Dis nie reg dat broers so in onvrede leef nie. Maar Kain is buite homself. Die stomme bobbejaan, sê jy. Die stomme bobbejaan. Kom ek wys jou wat ek met die stomme bobbejaan gedoen het. Die volgende oomblik slaan hy vir Abel met dieselfde stomp. Die stomp tref Abel teen die slaap. Hy sak op die grond neer. Bloed loop uit die gapende wond van sy kop en uit sy mond. Kain skrik. Hy buig af na die lewelose liggaam van sy broer. Abel, vra hy saggies, maar hy kry geen antwoord nie. Hy druk sy oor teen sy broer se bors, maar daar's geen hartklop nie. Abel, verskrik kyk hy rond, maar gelukkig sien hy niemand. Hy sal dadelik van Abel se liggaam moet ontslaa raak, voor iemand hom dalk sien. Met 'n kreun gooi hy die liggaam oor sy skouer en draf af na die rivier. As hy die liggaam in die rivier gooi waar dit vinnig loop, sal die water dit wegspoel. En as dit nie gebeur nie, sal dit lyk asof hy op een van die rivierklippe gegly het en daarom dood is. Lank nadat die rivier sy broer weggevat het, staan Kain nog daar by die oewer
Die bewerasies het nou begin bedaar. Hy het die bloed afgewas van sy klere en van sy hande. Net toe hy omdraai, is daai selfde stem weer. Waar is jou broer, Abel? Kan weet, dit moet God wees wat met hom praat. Hy hoop net God het nie gesien wat hy gedoen het nie. Maar Abel het daarvoor gesoek. Hy sluk en antwoord vol bravade. Ek weet nie, is ek my broer se oppasser? Maar die Here sê, Kain, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af. Vervloek is jy nou, verban van die grond wat jy gretig jou broer se bloed geneem het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer word. En so eindig my forensiese verslag van die eerste plaasmoord. Die konklusie, dit was nie rasisme as oorsaak nie, maar onvergenoegdheid van 'n jong man met 'n onstuimige gemoed. En liewe vriende, dit gebeur gewoonlik met iemand wat met oor alles wil beklei. Hy het nie vrede nie. En hy beklei gewoonlik met die mense by hom in die huis. Kom ons lees. Daarom as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, ons het laasweek oor al hierdie goed gepraat, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van gees, een in denke, deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Ek gaan nie verder lees nie, want ons gaan nie dit vandag behandel. My eerste punt. As jy werklik gelukkig wil wees, never let pride be your guide. Interessant, die Engels sê dit nou mooi. The middle letter of pride is a I. The middle letter of crime is a I. And the middle letter of sin is ook a I. I, me and myself. Moet niks, gaan nou praat oor hy niks, uit selfsug of eersug doen nie. Nou, ek dink ek het laasweek ietsie daaroor gesê, maar vinnig net weer, EGB mense, daar ekstra genade benodig mense, is, alles gaan oor hulle self. Praat jy oor geskiedenis, hulle het die handboek geskryf vir die skool. Praat jy oor die wederkoms, hulle voorspel wanneer dit gaan wees, want hulle het inside information. Rugby, hulle weet alles, hulle in die keerder en die ref gewees het. Oor die weer, hulle kan vir jou voorspel oor politiek, hulle weet oor seese bestemming, they've got the t-shirt, hulle sal jou sê oor gesondheid, hulle weet altyd, hulle is die beste, hulle is eerste, die meeste, en eintlik is hulle patetiese, onseker figuurtjies wat so ongelukkig in hulle self is. Hulle het 'n oordadige sin van hoe belangrik hulle vir die samelewing is. Hulle is die slimste, die beste, die mooiste, die wysste. Hulle is spesiaal. En dis al die goed wat jy eintlik moet niks aan aandag gee. Want dit gaan nie oor jou nie. As jy werklik wil gelukkig wees, dit gaan oor wie jy in Christus is. Niks vir jou, maar alles vir Christus. Nou Paulus het dit so mooi gedemonstreer. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Die tweede een.
Never let pride be your guide. Moet niks uit selfsug doen. Ek sit in my kar en sien iets besonders vreemd raak. 'n Dame, nie meer jonk nie, kom in die straat af met 'n swart sak en tel rommel op. Klim uit my motor. Ek stap na haar toe en sê vir haar dankie vir wat sy doen. Ek wil haar graag help deur die sak by haar te vat. Sy sê nee meneer. Ek kan dit nie meer vat dat ons omgewing so lyk nie. Ek tel nou maar die gemors op. Almal sê ek is mal en ek gaan siektes opdoen en ek moet nie dit doen nie want dan gaan die munisipaliteit dit nog minder doen. Maar wie gaan dit doen as ek dit nie doen nie? Ek het aangebied om haar te help om van die rommelsak ontslae te raak. Toe sê sy nee meneer, ek vat dit na mense wat dit weer sorteer en hulle gaan gee die goed in vir 'n klein bietjie geld. Sy maak 'n verskil. Dit gaan nie oor my behoefte en oor wat ek wil hê. Dan is ek nie selfsugtig nie. Dit gaan nie oor my sukses nie. Dit gaan nie oor my vrese nie. Dit gaan nie oor my loopbaan nie. In vers 16 staan daar, in Jakobus 3 vers 16 staan daar, want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde. En dan waar daar wanorde is daar gewoonlik selfsug en hoogmoed en ekkerigheid, eie ek. Nommer 3, moet niks, never let pride be your guide, moet niks uit selfsug of eersug doen. Nou, eersug is, ek wil die eer, ek wil belangrik wees. 'n Vlootoffisier wat altyd daarvan gedroom het om bevelvoerder van 'n oorlogsskip te raak, het sy ideale verwesenlik, en hy was op een van die vloot se vergatte, die bevelvoerder, een stormagtige nag, hy was kaptein, was die kaptein aan diens op die brug, en die skip het deur die golwe voortgebeer, en skielik merk hy aan die bakpoortkant van die skip 'n vreemde lig, wat nader kom. Onmiddellik gee hy die bevel aan sy seiner, om 'n boodskap te stuur aan hierdie ongeïdentifiseerde vaartuig en te sê, pas jou koers 10 grade suid aan. Skaars het die kaptein se seiner die boodskap gestuur, toe kom die sein terug, pas julle koers 10 grade noord aan. Vasberade, dat hy sy trotse skip beslis vir geen ander vaartuig sal uitdraai nie, gee die arrogante kaptein eersug, weer die opdrag, pas julle koers onmiddellik met 10 grade suid aan. Dis die kaptein wat praat. Dadelik kom die boodskap weer terug. Ek is 3de klas seeman Jones. Verander julle koers asseblief kaptein 10 grade noord, want ek is die lughuis. Ek hoop die kaptein het geluister. Eersig. Die Engels sê, don't push your way to the front. Don't sweet talk your way to the top. Don't be obsessed with getting your own advantage. In Galasiërs 5 skryf Paulus van hierdie eersig goed, vyandskap, die gevolg daarvan, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusie, verdeeldheid, skeuring en al daai goed. So never let pride be your guide. As ons gelukkig wil wees, moet niks oor my gaan. Ek moet nie selfsugtig wees. Ek moet nie eersug doen nie. Maar in nederigheid. Vers 3. In nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Ek het al vir julle vertel so vir, as jy my stories die tweede keer en 'n derde keer hoor, luister as jy die eerste keer hoor. Hudson Taylor, die beroemde stigter van die China Inland Mission, is genooi om te preek by 'n Presbyteriaanse kerk in Melbourne, Australië, en die hoof van die Presbyteriaanse kerk kom die aand self vir Hudson Taylor aan die woord stel. Daar was geen tekort aan vleiende woorde oor die genooide prediker
oor wat hy alles in die lewe bereik het. En toe Hudson Taylor uiteindelik op die preekstoel verskyn en sigbaar verleë is oor alles wat oor hom gesê het, toe sê hy, geagte vriende, ek is in werklikheid net 'n klein diensknegt van 'n groot meester, maar die onverdiende lofrede oor my werk herinner my aan wat 'n godsman A.W. Tozer eendag gesê het, toe hy met sulke gloeiende woorde in 'n gemeente verwelkom is, en hy het gesê, hy het gebid, liewe God, vergewe die spreker vir alles wat hy van my gesê het, en vergewe my dat ek het so geniet het. Ons geniet het. Martin Luther het om nederigheid te illustreer, die storie vertel van twee bergbokke wat mekaar op 'n baie nou bergluis raak geloop het, kop aan kop na mekaar gekom het. In die linkerkant is 'n steil kraans, in die ander kant is 'n steil afgrond, so daar's geen verbykomkans nie. Hulle kan nie omdraai nie, dis te klein. Nou sê Luther, wat sou mense doen as twee mense mekaar in so 'n bergluisie kry? Hulle sou begin beklei, totdat al twee in die afgrond instap. Dan sê Luther, maar bergbokke het skynbaar meer verstand as mense. Want in die natuur gebeur dit, dat een van die twee plat op die grond gaan lê, sodat die ander een bo oor hom kan loop, en dan gaan al twee verder in hulle rigting. Nederigheid bring 'n mens ver, kan jou ver bring. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Nederigheid is dalk die mees misverstaande begrip in die lewe. Dit beteken nie ek is 'n swakkeling nie. Dit beteken nie ek is niks nie. Dit beteken nie ek is nie goed genoeg nie. Humility is not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. Nederigheid is nie om niks van jouself te dink nie. Dis nie om net aan jouself te dink nie. Jy's op ander mense gefokus. Jy stel belang in ander mense. Hoe meer jy ander mense se belange voorop stel, hoe nederiger is jy. Ons almal weet, as jy partykeer by iemand kuier, en daai persoon vra ook vir jou uit, hoe gaan dit? Wat doen jy? Hoe gaan dit in die besigheid? Dis lekker. Terwyl jy partykeer by mense kuier wat, en dan begin jy nou maar om te vra, hoe gaan dit, and that's it. En dan begin hulle praat, dat ek het al by mense gekuier, is nou baie jare gelede, ek was 'n student, en daai oom het so gepraat, ek was toilet toe en terug, toe praat ek nog steeds. Hy het nie geweet ek is toilet toe gegaan. Jy moet om onbewus te wees van jou eie persoonlike charisma en charme, onbewus te wees van die impak wat jy, die goedheid, die welwillendheid wat jy uitstraal, onbewus te wees van jou talente, jou gawes, jou intelligensie, jou vaardigheid, jou vermoëns. Dis alles. Piet Smit wat volgende weekie sing, hy het eendag gesê, ek onthou jare terug, en ons en Piet sê, kom al 30 jaar mekaar saam. En Piet het eendag vir my gesê, weet jy Willie, na 'n optrede, dan sit die mense my net buite die drie-eenheid neer. Hy sê vanaand, hy sê dan vat ek al daai krone wat die mense my gee, en vanaand in my stilte tyd, dan gaan ek op my knieë, dan sit ek al daai krone voor die Here se voete neer. Dis nederigheid. Om die fokus van jouself weg te haal. Nederigheid beteken nie, jy is anders 'n deurmaatjie. Beteken nie, jy is nutteloos en waardeloos nie. It takes self-confidence, it takes high self-esteem, it takes a personal security. Insecure people cannot be humble. Insecurity produces pride in people's lives. Mense wat onseker van hulle self is,
wil altyd beter lyk en dan gee hulle goed voor. In 1 Samuel 16:7, maar die Here sê vir Samuel, moenie kyk hoe hy lyk of hoe groot hy is nie. Ek, die Here, kyk na sy hart. God maak beloftes in die Bybel aan iemand wat nederig is. God se teenwoordigheid, God se krag, God se vrede, God se uitstrewendheid, God sal jou suksesvol maak. Jakobus 4:6, maar die genade wat hy gee is nog groter. Daarom sê God, daar staan, Jakobus 4:6, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nou ek lees nie baie Grieks op as ek 'n preek voorberei nie, maar ek onthou ek het vroeër jare toe ek nou nog Grieks kon lees, het ek hierdie woordjie weerstaan gaan ontleed. Hier staan, as jy die Griekse woordjie gaan dissekteer, uit mekaar haal, dan staan hier, God weerstaan, beteken, God beplan 'n aktiewe aksie teen iemand wat hoogmoedig is. Hy beplan dit. Hy maak planne om hulle nederig te maak. Maar aan die nederiges gee hy genade. Nou kom ek sluit met 'n storie wat die hoër ag demonstreer. Ek dink hier's 'n punt 6 ook. Julle moenie net aan julle eie belange dink nie, maar ek gaan hom volgende week met hom begin. So kom ons gaan terug na hierdie een. Om een of ander rede ry Pieter die Vrydagoggend na sy kantoor op 'n roete wat hy voorheen nog nie gery het nie. En dan sien hy 'n huis in sy woonbuurt wat hy ook nog nooit gesien het. Is interessant as mense slag 'n ander paadjie na jou huis toe ry, dan sien jy goed raak jy nog nooit raak gesien het. En die tuin, die perfekte tuin. Dis vroegoggend en daar's al reeds 'n tuinwerker in die tuin besig. En Pieter wil eers verbyry, maar dan besluit hy, 'n tuinwerker wat so 'n tuin kon skep, sal nie 'n oop dag hê nie. Maar kom ek vra hom. Wie weet? Pieter praat beleefd met die swart werker in sy blou overall. 'n Rasis was hy nog nooit. Hy spreek hom met respek aan as Madala, want die man kon amper sy pa gewees het. Dan vra hy uit oor Madala se welstand en gesin en waar kom hy vandaan, en hy vind uit dat die werker al meer as 10 jaar in hierdie tuin werk, en hy het alles self beplan en self geplant. Met trots vertel hy al sy hande werk, elke struik, elke boom, elke grasspriet, elke grasperk wat soos 'n mat lê, die rotstuin, alles sy werk. Dis 'n lushof. Sal Madala dalk, al is dit net een keer, vir hom kom help in sy tuin. Hy bly net hier om die hoek. Madala lag goedig. Hy het eintlik baie werk. Maar hy die Saterdag oggend sal hy kan kom help. Met waardigheid, maar tog formaliteit spreek hy vir Pieter aan as meneer en verneem in perfekte Afrikaans die adres. Maar Pieter besluit dadelik, al het hulle nie oor vergoeding gepraat nie, hy gaan hom sommer goed vergoed. Saterdag breek aan, 7:00 is hy daar, netjies in sy blou oorpak. Pieter gee eers 'n beker tee met 'n paar lekker dik snye brood met appelkoeskonfyt, daarom eers toe hy gevra het of Madala daarvan sal hou, en dan vaar die twee die tuin in. Die werker vra die meneer of hy hier en daar iets aan die hand kan doen, en alles wat hy aanbeveel, dink Pieter, hoekom kon hy self nog nooit daaraan gedink het nie? Dit is duidelik dat hierdie man tuinwerk ken. Hy spring in die werk saam met hom, soos 'n vader 'n ou man reghelp. Nee meneer, nie so nie. Ons plant hierdie in diep grond, daai wil meer klippertjies hê. Hierdie moet in die son kom, daai meer in die skaduwee. Pieter is verstom.
Die werker ken elke plant se naam en selfs die wetenskaplike name. Madala, waar leer jy al hierdie dinge? Madala lag net. Nee, hy hou daarvan om te leer. Pieter kom agter dat die man eintlik baie intelligent is. Watter standaard het jy? Nee meneer, ek het matriek. Nou hoekom doen jy tuinwerk? Dis my stokperdjie meneer. Ek is mal oor tuinwerk. Pieter is uit die veld geslaan. Teetyd is dit weer tee met dik snye brood en appelkoos konfyt. En Pieter sê vir die ou man, hy leer baie by hom. Baie dankie dat hy bereid was om vanoggend te kom help. Veral dat hy sy werk as sy stokperdjie beskou. Nee, sê die ou man. Nee meneer. My werk is my roeping. Tuinwerk is my stokperdjie. Nou wat is dan jou werk, Madala? Meneer, ek is die breinchirurg by die hospitaal daar aan die kant. Ons moet die een hoër ag as ander. Dis 'n kuns, maar dit maak jou gelukkig. Kom ons hersien vinnig. Moet niks. Die lewe gaan nie oor jou nie. Uit selfsug doen nie. Moenie selfsugtig wees nie. Uit eersug doen nie, want jy wil die eer daarvoor hê, maar in nederigheid. In enige konflik waarin jy jou mag bevind. Die resep daaruit, kies jy om nederig te wees. En dan ag iemand anders altyd hoër as jy. Al is jy hoër as hy, is nie nodig dat jy bekend maak wie en wat en al jou grade en goede wat jy het nie. Wees bereid om van ander te leer. Mense met 'n leerbare gees is makliker om konflik te vermy. Wees nederig. Die nederigheid is die DNA van elke ware vriendskap en die konflikvermyder. Jy tree nie altyd op asof jy alles weet nie. Hanteer met mekaar met respek, gee mekaar eer. Dis die teenoorgestelde as wat sosiale media en die kultuur van die dag vir jou gaan sê. Ek moet aan myself kyk, ek moet vir myself leef, ek moet doen wat my gelukkig maak. Ek, altyd ek. Wil jy waarlik gelukkig wees? Stap. Being humble or you'll stumble. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid. Kom ons bid. Here, leer ons. Soos ons volgende week ook gaan sien, die nederige pad wat u gestap het. Paulus skryf daaroor in die volgende hoofstuk. Leer ons, Here, want ons wil nie altyd daai pad stap. Ons is nog so vol van ons ekkigheid, ons self, ons eer. Vergewe ons dit, Here, maar leer ons. In Jesus naam, amen. Kom ons sluit met 'n gebed. En daarna gaan ons lekker tee drink. Dan volgende Sondag is Piet hier, nooi asseblief ons 'n bietjie mense. Gaan lekker wees. Kom ons staan. Is the
stil en weet, ek is die Heer, en bring na my jou kommer en vrede, ek sal vir jou toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer, bly waak en bid, volhard en geloof, ek is by jou, soos ek beloof. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen. Baie dankie.